Hoofstuk 42. Reis en skipbreuk. Eindelik was Paulus onderweg na Rome. Lukas skryf: toe daar besluit is dat ons moet wegvaar na Italië, het hulle Paulus en sommige ander gevangenes oorgegee aan 'n hoofman oor 100 van die keiserlike leerafdeling met die naam van Julius. En nadat ons in 'n skip van Adramyttium gegaan het, met die doel om by die aanlegplekke in Asië aan te gaan, het ons afgevaar. En Aristarchus van Macedonië, 'n man van Thessalonika, was saam met ons. In die eerste eeu van die Christelike jaartelling was daar aan seereise buitengewone moeilikhede en gevare verbonde. Seeliede het hulle koers hoofsaaklik deur die son en die sterre vasgestel. En wanneer hulle nie uitgekom het nie, en daar aanduidings van 'n storm was die eienaars van die skepe bevrees om dit op die diepsee te waag. Gedurende 'n gedeelte van die jaar was dit byna onmoontlik om veilig op die see te vaar. Nou moes die apostel die bittere belewennisse ondervind wat hom as geboeide gevangene op die lang en vermoeiende seereis na Italië te beurt sou val. Een omstandigheid het die moeilikheid van sy lot grootliks verlig. Hy is toegelaat om Lukas en Aristarchus saam met hom te hê. In sy sendbrief van die Kolossense het hy na laasgenoemde as sy mede-gevangene verwys. Kolossense 4 vers 10. Maar dit was uit eie keuse dat Aristarchus in Paulus se gevangenskap gedeel het, sodat hy hom in sy verdrukking kon bedien. Die reis het voorspoedig begin. Die volgende dag het hulle voor Sidon anker gewerp. Daar het Julius, die hoofman oor 100, Paulus menseliewend behandel en toe hom meegedeel dat daar op hierdie plek Christene was, hom toegelaat om vriende te besoek en versorging te ontvang. Die apostel, wie se gesondheid swak was, het hierdie verlof grootliks gewaardeer. Nadat hulle van Sidon vertrek het, was die winde teen hulle. By Myra in Lycie het die hoofman oor 100 'n groot skip van Alexandrië gevind wat na Italië sou vaar, en hy het sy gevangenes dadelik daarop oorgeplaas. Maar die wind was nog teen hulle en die skip het met moeite gevaar. Lukas skryf: verskeie dae het ons langsaam gevaar en met moeite teenoor Snidus gekom. En omdat die wind ons nie toegelaat het nie, onderkant Kreta langs gevaar, teenoor Salmone. En toe ons met moeite dit verbygeseil het, kom ons by 'n plek wat genoem word Mooi Havens. Hulle is gedwing om 'n geruime tyd in Mooi Havens te wag vir 'n gunstige wind. Die winter het vinnig genader en die skeepvaart het al gevaarliker geword. En die bevelvoerders van die skip moes alle hoop laat vaar om hulle bestemming te bereik voordat die tyd om op see te reis vir die jaar sou sluit. Al vraag wat hulle nou moes beslis, was of hulle in Mooi Havens sou bly of vir 'n ander gunstiger plek sou probeer bereik waar hulle kon oorwinter. Hierdie vraag is deeglik bespreek en die hoofman oor 100 het dit naderhand na Paulus verwys, wat die agting van sowel die matrose as die soldate gewin het. Sonder om te aarzel het die apostel hulle aangeraai om te bly waar hulle was. Hy het gesê: ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag en die skip, maar ook vir ons lewe. Maar die stuurman en eienaar van die skip en die meerderheid van die passasiers en bemanning was onwillig om hierdie raad aan te neem. Omdat die hawe waar hulle geanker was nie geskik was om daar te oorwinter nie, het die meerderheid aangeraai om ook daarvandaan af te vaar, indien moontlik Phoenix te bereik om te oorwinter, 'n hawe in Kreta wat oop lê na die suidweste en na die noordweste. Die hoofman oor 100 het besluit om die raad van die meerderheid te volg. En toe die suidewind saggies waai, het hulle gevolglik van Mooi Havens weggeseil, in die hoop dat hulle die begeerde hawe spoedig sou bereik. Maar nie lank daarna nie het 'n stormwind neergeslaan. Die skip is meegesleep en kon nie teen die wind seil nie.
deur die wind aangedryf het die skip die eilandjie Claudia genader, en terwyl hulle agter die eiland geskuil het die matrose hulle op die ergste voorberei. Die reddingsboot, hulle enigste middel van ontkoming indien die skip sou vergaan, was op sleeptou en kon enige oomblik stikkend geslaan word. Hulle eerste werk was om die reddingsboot aan boord te bring. Daarna is elke moontlike voorsorg getref om die skip te versterk, om die storm te weerstaan. Die skamele beskerming van die eilandjie het nie lank gehelp nie en hulle was gou weer aan die volle krag van die storm blootgestel. Die storm het heel nag gewoed en ondanks die voorsorgmaatreëls wat getref is, het die skip gelek. Die volgende dag het hulle die vrag uitgegooi. Dit het weer nag geword, maar die wind het nie bedaar nie. Die getuisterde skip met sy stikkende mas en geskeurde seile is deur die woede van die storm heen en weer geslinger. Dit het elke oomblik gelyk asof die krakende houtwerk moet breek wanneer die skip onder die skok van die storm wankel en tril. Die water het al vinniger ingelek en sowel passasiers as bemanning het met die pompe gewerk. Daar was vir geen opvarende 'n oomblik van rus nie. Op die 3de dag, skryf Lukas, het ons met ons eie hande die skeepsgereedskap uitgegooi. En omdat die son en ook die sterre baie dae lank nie geskyn het nie, en 'n ewige storm ons gedruk het, is uiteindelik alle hoop om gered te word ons ontneem. 14 dae lank het hulle gedryf sonder om son of sterre te sien. Alhoewel hy self liggaamlik gelei het die apostel vir die donkerste uur woorde van hoop in elke nood 'n helpende hand gehad. Deur die geloof het hy die arm van oneindige krag vasgegryp en sy hoop was op God gefestig. Vir homself het hy geen vrees gehad nie. Hy het geweet dat God hom sou behoed sodat hy in Rome vir die waarheid van Christus kon getuig. Maar sy hart was vol medelee vir die arme siele rondom hom, wat sondig en verdorwe en ongereed was om te sterf. Terwyl hy ernstig in die gebed gesmeek het dat hulle lewens gespaar moes word, het God aan hom geopenbaar dat sy gebed gehoor was. Paulus het van die geleentheid gebruik gemaak toe die storm effens bedaar en het op die dek opgestaan en sy stem verhef en gesê: "Manne, julle moes na my geluister en nie van Kreta afgevaar het en julle ook so hierdie ramp en skade bespaar het. Maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees, maar alleen van die skip. Want daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van die God aan wie ek behoort, wat ek ook dien, en hy het gesê: Moenie vrees nie, Paulus, jy moet voor die keiser staan en kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. Daarom, hou moed, manne, want ek glo God dat dit so sal wees soos hy aan my gesê is. Maar ons moet op 'n sekere eiland strand." Hierdie woorde het hoop laat herlewe. Passasiers en bemanning is uit hulle verslaandheid opgewek. Daar was veel te verrig en hulle moes alles in hulle vermoë doen om hulle ondergang te verhoed. Op die 14de nag dat hulle op die swart, golwende bare rondgeslinger is, het die matrose omtrent middernag branders gehoor en vermoed dat hulle naby land kom. Daarop gooi hulle die dieploot uit en kry 20 faam. En nadat hulle 'n bietjie verder gegaan het, gooi hulle die dieploot uit en kry 15 faam. En omdat hulle bang was, skryf Lukas, dat hulle miskien op rotsagtige plekke kon strand, het hulle van die agterskip 4 ankers uitgegooi en gewens dat dit dag word. Met dagbreek was die omleining van die stormagtige kus sigbaar, maar hulle kon geen bekende bakens sien nie. Die vooruitsigte was so somber dat die heidense matrose alle moed verloor het en op die punt was om die skip uit te vlug. Onder die voorwendsel dat hulle voorbereidsels tref om ankers van die voorskip af uit te gooi, het hulle reeds die reddingsbootjie laat sak.
Paulus het hulle laaghartige voornemens gevaar en aan die hoofman oor 100 en die krygsmanne gesê, as hierdie manne nie op die skip bly nie, kan julle nie gered word nie. Onmiddellik het die soldate die toue van die sleepbootjie afgekap en hom laat afval in die see. Die gevaarlikste uur het nog voorgelê. Weer het die apostel bemoedigende woorde gespreek en die matrose en die passasiers versoek om iets te eet. Hy het gesê, dit is vandag die 14de dag dat julle in afwagting bly vas sonder om iets te gebruik. Daarom raai ek julle aan om voedsel te neem, want dit dien tot julle behoud, want van niemand onder julle sal 'n haar van sy hoof val nie. Toe hy dit gesê het, neem hy brood, dank God in die teenwoordigheid van almal, breek dit en begin eet. Daarop het daar 'n mismoedige groep van 275 siele, wat sonder Paulus wanhoopig sou gewees het, saam met die apostel geëet. En nadat hulle met voedsel versadig was, het hulle die skip ligter gemaak deur die koring in die see te gooi. Dit was nou helder daglig, maar hulle kon niks sien wat 'n aanduiding gee van waar hulle was nie. Maar hulle het 'n inham met 'n strand bemerk waarop hulle van plan was om die skip te laat loop as hulle kon. En hulle het die ankers afgekap en in die see laat lê en tergelykertyd die roertoue losgemaak. En hulle het die voorseil teen die wind opgetrek en op die strand aangestuur. En hulle het op 'n plek verval met die see aan weerskante en die skip laat strand. En die voorskip het vasgeraak en onbeweeglik bly sit, maar die agterskip is deur die geweld van die branders uitmekaar geslaan. Paulus en die ander gevangenes is nou deur 'n groter gevaar as skipbreuk bedreig. Die soldate het besef dat dit onmoontlik sou wees om oor hulle gevangenes te waak terwyl hulle op die strand probeer bereik. Elkeen sou sy hande vol hê in sy poging om homself te red. Maar as daar een van die gevangenes ontbreek het, sou diegene vir wie hulle verantwoordelik was, met hulle lewens daarvoor moes boet. Daarom wou die soldate al die gevangenes doodmaak. Die Romeinse wet het hierdie vredebeleid goedgekeur en die plan sou dadelik uitgevoer gewees het, was dit nie vir hom teenoor wie almal 'n verpligting gehad het nie. Julius, die hoofman oor 100, het geweet dat almal aan boord hulle lewens aan Paulus te danke gehad het, en omdat hy boonop oortuig was dat die Here met hom was hy bang om hom leed aan te doen. Daarom het hy bevel gegee dat die wat kon swem eers in die see moes spring om aan land te kom, en die ander, sommige op planke en sommige op stukke van die skip. En so het almal behoue aan land gekom. Toe die rol geroep is, het nie een ontbreek nie. Die skipbreukelinge is vriendelik deur die barbaarse bewoners van Milete ontvang. Lukas skryf, hulle het 'n groot vuur aangesteek en ons almal daarby gebring weens die reën wat gedreig het en weens die koue. Paulus het self dadelik hand bygesit om die ander gerieflik te maak. Nadat hy 'n klomp droë hout bymekaar gemaak het, het hy dit op die vuur gesit. 'n Adder het weens die hitte uitgekom en aan sy hand vasgebyt. Die omstanders is met afgryse vervul, en toe hulle weens sy boeie gewaar dat hy 'n gevangene was, het hulle onder mekaar gesê, hierdie man is beslis 'n moordenaar, wat die goddelike wraak nie laat lewe nie, al is hy uit die see gered. Maar Paulus het die gedierte in die vuur afgeskit en niks oorgekom nie. Omdat hulle geweet het hoe giftig die adder was, het hulle verwag dat hy enige oomblik sou neerslaan en vreeslike pyn sou ly. Maar toe hulle lank gewag het en gesien dat niks besonders met hom gebeur het nie, het hulle van gedagte verander en gesê dat hy 'n god was. Gedurende die 3 maande dat die skeepsgeselskap op Milete gebly het Paulus en sy medewerkers van baie geleenthede gebruik om die evangelie te verkondig. Die Here het wonderbaarlik deur hulle gewerk. Terwille van Paulus is die hele geselskap skipbreukelinge baie vriendelik behandel. En al hulle behoeftes is voorsien, en toe hulle van Milete vertrek, is hulle oorvloedig voorsien van alles wat vir hulle reis nodig gehad het. Die vernaamste gebeurtenisse van hulle verblyf word kortliks soos volg deur Lukas vertel.
nou het die hoof van die eiland, wie se naam Publius was, in die omgewing van daardie plek 'n stuk grond gehad, en hy het ons ontvang en 3 dae lank vriendelik geherberg. En die vader van Publius het siek gelê aan die koors en buikloop, en Paulus het ingegaan na hom toe nadat hy gebid het, hom die hande opgelê en hom gesond gemaak. En hierna het ook die ander wat siekes gehad het op die eiland, na hom gekom en is genees. En hulle het ons ook baie eerbewyse betoon, en toe ons sou afvaar,